voorheen in grensoorlog. They were very patient, very patient. Discipline was immense, I should say. The discipline was there. You must be told what is discipline, because we were now being prepared as future leaders. I would say that these are the people on whom you may rely. I'm talking militarily. We were really trained as guerrilla detachment commanders. It was the basic training we got in 1974-75. Daar's 'n belangrike kuns in hierdie soort van oorlogvoering. En dit is spoorsny en opvolgoperasies. As daar nou 'n patrollie inkom van Swapo wat in die suide kom skade aanrig, dan is dit gewoonlik dat 'n mens hoor van hulle, of jy kry die skade wat gedoen is en dan kry jy die spore by die gebied en dan moet daai spore opgevolg word en jy moet daai mense tot verantwoording kan roep. En om dit te kan doen is die gewone opleiding van die gebiedsmagte nie voldoende nie. En moes ons toe die speseenhede soos byvoorbeeld die spoorsny en opvolgelemente moes ons skep 'n spesiale opleiding gee om hierdie uit te kan uitvoer. What a hell of a way to die. Vir die spesiale magte-operateur was dit 'n gegewe dat hy bereid moes wees om hoë risiko's te aanvaar. Die gelukkiges wat deur die oorlog gekom het, kan vandag terugkyk op 'n lewenspad vol kinkels, waar hulle telkens die dood in die gesig gestaar het. Wat jy in spesmagte ondervind, daar's geen plek op aarde in siviele lewe waar jy dieselfde ding kan ondervind. Ons word betaal om goed te doen waarvoor ander ouens betaal om te doen. Die ou se lewe daarna is nie wat van 'n antiklimaks. Vir my was die wese van dit maar net dat 'n ou is 'n professionele soldaat. En nooit in my lewe het ek in 'n kroeg gestaan of enige plek gestaan en geroem oor mense wat ek doodgeskiet het nie. As ek nou die spesmagte ervaring moet definieer, dan is dit eintlik maar net dat jy dit beter doen. It makes you realize what you are capable of. It wasn't fun, but you look back at it and I think it's actually done more good than harm. Wat ek voorgekies het was om net wat ek doen so goed as moontlik te doen en om dit professioneel te doen. It's incredible. You can see in the guy's character whether they've actually done physical army type stuff or if they were just pen pushers in the army or whatever, or they didn't go. Ja, toe my lewe net so oor het. Die tyd het diep spore op Jack se gesig getrap. Maar na 3 dekades is die gesindheid presies dieselfde. Aggressief positiewe benadering wat spesiale magte-operateurs reg oor die wêreld kenmerk. Spesiale magte is so oud soos die geskiedenis van oorlogvoering. In 'n oorlog van aanval en verdediging, 'n oorlog van konvensie of 'n ongereelde oorlog, vervul spesiale magte altyd 'n belangrike rol. Vloeibaar, veelsidig, formidabel, gehaat deur baie. 'n Ongewone soldaat wat ongewone take op ongewone plekke kon uitvoer. Daar is seker niks minder aggressief op hierdie aarde as 10 of 12 of 15 spesiale magte soldate wat se wapens reg is op vuur, gereed is om te vuur, wat weet jy kan moeilikheid kom, hulle is op pad in daai rigting. Die ou wat dan is skoot aftrek in die rigting van daai groep het moeilikheid. En dit ek met my eie oog sien 'n paar keer. Die Suid-Afrikaanse verkenningskommando's of rekkies het die benadering van die Britse Special Air Service, SAS, gevolg. Werk in klein spanne, meestal diep in vyandelike gebied, versamel strategiese inligting of vernietig teikens. Geruisloos, effektief. Daar's net een kans. Jy moet dit die eerste keer reg doen. Waar die taak nou ook al gewees het, dan het ons die vermoë gehad om dit te bereik. Het sy per lug, per see of per grond dan. Meeste van ons operasies was buiteland. Ons was tot op die bottom gewees. Spesiale magte het oor 'n groot verskeidenheid uitrusting beskik, wat doelgerig aangewend is vir elke spesifieke taak. Lank voor operasies is besluit wat benodig sou word en is daar geoefen en geëksperimenteer met verskillende voorrade. Na operasies is intense nabetragting gehou, waarin die gehalte en bruikbaarheid van toerusting gedurig bevraagteken is. Sodoende het net die beste wapens die paal gehaal. Van die modernste en mees gesofistikeerde wapens en toerusting van die Suid-Afrikaanse wapenvervaardigingsindustrie kon dus onder uiterste toestande getoets word deur die weermag se topsoldate. Harde tye, harde manne,
Swaar kry, besweet, min eet, honger kry, Orders, selig, wapens, ammunisie. Tydens die Koue Oorlog het die oseane om Suider-Afrika 'n integrale deel gevorm van die area van konflik. Die seeroete om die Kaap was deurslaggewend vir westerse belange in die suidelike halfrond. Die Simonstad-ooreenkoms van 1955 het die taak om die seeroete te beskerm van Brittanje na die Suid-Afrikaanse vloot oorgedra. Die vloot het gevolglik al hoe meer uitgebreide patrollies langs die kuslyne van stapel gestuur. Suid-Afrika wou ook 'n wakende oog hou oor die visvoorraad wat blootgestel was aan eksploitasie deur ander internasionale moondhede. Maar die broeiende stryd in Namibië en Angola het tot gevolg gehad dat die kuslyn ook 'n faktor sou word ten opsigte van operasionele behoeftes. Alle spesiale magte-operateurs het dus gevorderde duikopleiding ontvang. Deur die loop van vyandelikhede oor talle jare is verskeie geheime operasies aan die Wes- en Ooskus van Suider-Afrika gedoen. Die verkenners in die vloot het gou in 'n gedigte span ontwikkel. Elke rekkie het ook 'n kenner op die gebied van vuurwapens geword en het eie voorkeure ontwikkel. Jy kon basies jou wapen gekies het, maar meeste het maar die AK gevat, want AK, jy kan hom deur die modder sleep, jy kan hom in die water sit, as jy daai wapen wil skiet, dan skiet hy. Dis bitter man dat jy AK gekry het wat storings gegee het. Jy het 'n mes by jou gehad, en dan het jy ook 'n pistool. Dit is maar jou hoofwapen, was jou AK en jou pistool wat jy by jou gehad het. Goed waarvan enige jong ou van droom. Avontuur was die droom van elke voornemende rekkie. Maar agter elke nuwe avontuur was 'n operasionele logika en elkeen onthou 'n ander detail van hierdie dae. Die gefluit van 'n Puma helikopter se nou is dit blades. So jammer, ek het nou nie die Afrikaanse woord nie. Die gedreun van 'n dek voor 'n mens dalk inspring ensovoorts. Dit laat mense hare weer regop staan. Teen die einde van die Eerste Wêreldoorlog word die waarde van die goed opgeleide soldaat wat per lug afgelewer word onder militêre taktiese denkers bespreek. Tydens Hitler se blitzkrieg in Europa aan die begin van die Tweede Wêreldoorlog is die valskermsoldaat in minstens een moderne mag reeds doktrine. Die valskermsoldaat word die verpersoonliking van die superinfanteris wat voor of agter vyandelike linies 'n slag moes slaan. Die konsep word spoedig deur militêre strateë een stap verder gevoer. Spesiale magte vir spesiale take. Vir Suid-Afrikaners het die supersoldaat sinoniem geword met die rekkies. Hulle was vrywilligers wat in die spervuur wou staan. When you go to the army, you only learn afterwards that you're not supposed to volunteer for things. But basically, I started off in the signals division, where the basics wasn't too bad, it was okay. And then a bunch of guys came around and said, who wants to go to the border and volunteer for doing space work? And you go, that sounds cool. Dit is die prototypiese beroepssoldaat Jan Bruitenberg wat die Suid-Afrikaanse rekkie-model ontwikkel het. Ek is toe SCS keringskursus gaan doen in Rhodesia saam met Siege Squadron 22nd SCS. Die Suid-Afrikaanse model was geskoei op die Britse SAS-opleiding en die aanwending daarvan in Indochina. Jan Bruitenberg het na sy aanvanklike opleiding in die SAW eers 'n draai in die Britse weermag gemaak en deelgeneem aan optrede tydens die Suez-krisis in Egipte. Hy het in 1961 teruggekom en in Suid-Afrika 'n valskermsoldaat geword. Toen ik in die valschermbataljon was, heb ik gezien ons sukkel om die valschermbataljon vol te krijgen met de troepen. Want het is een redelijke taai kust waar je deur gaan die mensen keer. En toen kon ik zien die valschermbataljon is niet eindelijk beantwoord te doen als een valschermbataljon. En ik kreeg een valschermbataljon met een infanteriebataljon wat kan springen met valscherms. Maar die valschermsprong gedeelte daarvan is een beetje taai. En toen het ik voor mijn bevelvoerder een skrif voorgelezen dat ik door ons oorslaan naar Special Service, ECS. Want dan opweer in klein groepjes achtervijandelijke linies. Met 4 man spannen of 5 man spannen. En je concentreert op sabotatie en dat type van dingen.
En dan met de tijd kan je ook gebruikt worden om guerrilla-machten op te leiden, wat achter vijandelijke leden kan optreden. Jarelang rig Breitenbach vertoë vir die stigting van Suid-Afrika se eie spesmagte aan topgeneraals. In 1972 sou hierdie droom waar word. Ek self was betrokke by die goedkeuring daarvan, maar dit is ook goedgekeur soos enige ander eenheid wat gestig word deur die minister van verdediging. Ons het dit goedgekeur omdat die bekamping van hierdie soort van oorlogvoering geweldig afhanklik is van inligting en die opvolg van inligting. Toe hulle my eendag aangeroep en gesê jy gaan nie spesiale magte instel. Ons kering was baie streng. En die ou wat hier wou kom om te kom Rambo speel, het nie geslaag nie. Daar's nie 'n manier hoe hy sal slaag nie. So daar het 'n paar goeie Amerikaner of twee deurgekom in die eenheid gedien, selfs 'n Engelsman of twee. En destyds toe die Rhodesiese weermag ontbind, het die hele SAS van Rhodesia het omtrent regiment geword in Suid-Afrika. Suid-Afrika het natuurlik 'n veel ouer voorbeeld van die rekkies gehad, naamlik die verkenningskommando's gestig tydens die Anglo-Boereoorlog. Die is begin deur Dani Tron en Jack Hinden. Die verkenningskommando's was die oë en ore van die boereoffisiere. Generaal Jan Smuts verklaar volgens geskiedskrywers, die goeie verkenner is nie die een wat met die eerste aanblik van die vyand laer toe jaag om dit aan offisiere te rapporteer nie, maar die een wat bereid is om onder groot gevaar so na as moontlik aan die vyand te kom om betroubare inligting in te win. Dus 'n verkennerskorps met 'n vegvermoë, reg in die tradisie van hedendaagse spesiale magte. Die boereverkenners was avontuurlustige jong burgers. En die Bosoorlog rekkie was ook dikwels na hierdie elite-eenheid gelok deur die belofte van avontuur. Dit was deel van my vormingsjare. Ek was jonk. Maar dit was ook lekker want daar's altyd die element van adventure, avontuur, goed doen, nuwe horisonne wat ontdek. Die verkenners tree onafhanklik van gewone kommando's op, maar baie word as spesiale takeverkenners saam met operasionele kommando's ontplooi. Meer as 6 dekades later sou Breitenbach se rekkies ook nie verbind word aan die Suid-Afrikaanse leer, vloot of lugmag nie. Hulle word direk deur die hoof van die SAW en die minister van verdediging aangewend vir spesiale klandestiene take. Die kontroversiële aard van hierdie operasies hou altyd politieke risiko's in. Maar in spesmagte het ek dit baie duideliker gesien waar die politici die hele situasie beheer het. En dit was vir baie frustrerend. Want jy berei voor, jy sielkundig en fisies berei jy voor daai operasie. Waar alles dit 'n hoë risiko operasie is. Waar jy weet jy gaan die vyand baie hard slaan. Jy berei daarvoor voor intens. En jy begin jouself daarin inleef van die dinge. En dan wag jy. Want Pik Botha sê nee, of die ou sê ja, of daai ou sê nee wag, of iets in daai lyn. En dan natuurlik die ergste is as die ding afgestel word, heeltemal afgestel word as gevolg van politieke besluite. Dan word dit vir ons gesê, sorry manne, die politici het besluit nie, hulle sien nie kans vir die ding nie, en dan, dit was erg, dit was nogal baie frustrerend geweest. Sabotasieaksies was die boereverkenners se kos. Die opgeblaaste brug dui op nog raakpunte met die aksies van die Bosoorlog rekkie. Die doelwit was nooit om kontak met die vyand te maak in 'n tradisionele vuurgeveg nie. Die taak was sabotasie, die opblaas van brûe, vernietiging van logistieke lyne en die insameling van inligting. Ons het altyd kontak probeer vermy, omrede jy was op pad met 'n klomp springstof na 'n spoorlyn toe. En jy wou die spoorlyn gaan opblaas. Dit is jou primêre doel. En dit gaan afhang ook aan van die taak, hoeveel mense jy is. Onthou, jy kan nie 2 mense ontplooi en 80 kg springstof daar kry nie. Jy moet nog jou water en jou kos en ammunisie ook dra. Die hulp van begaafde wetenskaplikes en plofstofkenners soos Vernon Joint is dikwels ingeroep. Joint en sy span, destyds bekend as die MacGyvers, het naam gemaak met die ontwikkeling van mynbestande voertuie wat vandag weer in Irak en Afghanistan gebruik word. Wanneer ons spesmagte gegaan het om goed aan te val, of soos wanneer ons unite opgelei het en ons het aanvrae gekry om spesiale soort van take te doen. Soos met spesmagte moes ons 'n tonnel opblaas in Angola. En hoe breek jy 'n tonnel? Jy weet 'n tonnel deur 'n berg. Nou
die manne van een rekkie daaronder in Durban het na AECI toe gegaan wat die skietwerk en die springstof verskaf vir mense wat spoorwegtunnels in berge inskiet. En hulle daai kommersiële eksperte gevra. Die regte hoeveelheid plofstof moes op die regte tyd en plek gekry word. Sou die Pima die lading daar kon kry? En hoeveel ton plofstof sou vir die taak nodig wees? En die antwoord was 22 ton. Nou 'n Pumakie kan nie 22 ton dra nie. Toe kom hulle weer na ons toe, want ons kry al die smaak so goed, want hulle weet ons dink snaaks. Jy verstaan. Toe word daar vir my gesê, hierdie Puma kan 'n ton dra, en sien jy daai berg? Hy het 'n 80 meter tonnel in hom. Jy moet daai tonnel op daai spoorlyn laat val, met 'n ton. En die boy sê vir ons, dit kan nie gedoen word. Sy sê, okay, ons gaan probeer. Verwinen en sy kundiges het 'n paar nagtigse deurwerk voorgelê. Gou-gou is die optelsomme gemaak. Die job is toe later gedoen. Ons het die hele 80 meter van daai berg op daai ding laat val. Okay. Maar ons het snaakse metodes gebruik. Ons het 'n trolley gemaak wat die ton kon teen die dak druk. En ons het 'n 3/4 ton teen die dak gedruk en 'n 1/4 ton gevat en buitekant teen die berge opgeklim. Alright. En op 'n sekere manier op die klippe die goed gesit sodat wanneer die slag afgaan, dan gaan die skokgolwe te mekaar. Dan skud hy daai hele berg los. Dan sak die hele berg in mekaar. Dan kan jy nie weer 'n tonnel grou nie, want daar's nie klip nie. So toe het ons hulle gekeer dat hulle nie met hulle tanks kon daar deurkom om die gevegte daar onder in die suide plaas te vind nie. Deur met 2 Pumas in te vlieg en in 'n nag so 'n tonnel te blaas nie. Dis die soort van werk wat ons vir die verkenningskommando gedoen het. Die brûe wat ons geblaas het met duikers, moes ons spesiale ladings maak en onderwatergoed. En ons het van waterspouts gebruik gemaak om die goed te skiet sodat ons met duikers die brûe kan uitskiet. Dit het ons weer baie geleer oor hoe werk klein ladings met groot teikens. Vir die boereoorlogverkenner was motivering tot optrede die verwerping van die rooinekke, oftewel die Engelse koloniale oorheersing. In die era van operateurs soos Kloppies en Jack was die vyand steeds rooi gekleur, die kleur van Sowjet wêreldoorheersing. En bloed sou vloei in die ideologiese stryd wat saam met Uhuru in Afrika ontplooi het. Vir die spesiale magte-operateur was die doelwit glashelder. Ons is daai tyd het die bevelvoerders en daai tipe vir jou gesê, manne, julle is hier vir 'n buffer teen die kommunis en teen die anti-kris. As Suid-Afrika val, dan is hulle teen Suid-Afrika. We are obviously concerned about Soviet expansionism and penetration in our region. The vacuum left by the colonial powers in Africa was exploited by the Soviets. Ek was teen kommunisme gewees. Ek het altyd vir myself gesê, ek sal vir my land veg. Ek sal vir my land veg. Maak nie saak wie hom bewind was nie. Behalwe as daar kommunisme bewind was. As daar kommunisme bewind was ek dan het ek 'n vryheidsvegter geword. Die woord kommunis was, jy sê, ek het nie 'n vergelyking daar nou in my kop nie, maar dit was die mees gehate mens op die sonne, amper sê jy sonnestelsel op die aarde. Dit was die absolute anti-kris ensovoorts. Maar dit is wat my geïnspireer het en gemotiveer het om te veg vir my land, jy weet. Dit is in hierdie tyd wat woorde soos rooi gevaar deel word van wit Suid-Afrikaners se woordeskat. Enige iemand wat die vyand teen Suid-Afrika kon opkommandeer, was die teiken. Die geskiedenis sou later wys dat die Sowjetunie se Spetsnaz eenhede nooit in Angola of die noorde van Namibië ontplooi is nie. Sowjet-adviseurs en militêre spesialiste was daar wel. In my tyd was dit die tyd. Dit is die tyd wat hierdie goed op ons pad gekom het op daai manier en dis nie my kinders se tyd nie. My kinders leef nou in 'n ander tyd. SWAPO se verkenners het gewerk onder die vaandel van die Typhoon Unit, 'n groep uitsoekvegters van die People's Liberation Army of Namibia, of PLAN.
Vanuit Angola het hulle diep infiltrasietogte in Namibia en verder onderneem. Gemik op die insameling van inligting oor die magsterkte en bewegings van hulle opponente en moontlik teikens in die landbougebiede suid van die rooi lyn. Een van die mense wat 'n sentrale rol in die stigting van die Typhoon Unit vervul het, was Charles Namolo. Die meeste mense het hom onder sy skuilnaam geken. He is known in Namibia, in Southern Africa, in Africa, internationally as Ho Chi Minh. And how did that happen? Can you tell us more about that? Yeah, it's a good question. I happened to read the autobiography of Ho Chi Minh, a very simple man, very small, very honest. And I felt that he was very humble, not selfish, dedicated to his people, very small people fighting the big power. And I felt that Ho Chi Minh would be a good combatant name for myself. We are small people, we must be honest, and we are fighting a big power also, you see. So I choose Ho Chi Minh to have that courage and determination of the Vietnamese people. Thank you very much, Ho Chi Minh. SWAPO se spesiale magte eenheid, aanvanklik bekend as Volcano, is om en by 1978 in die lewe geroep. Die naam is later verander na Typhoon Unit. Charles Namolo was instrumenteel in die inisiëring en opleiding van hierdie spesiale soldate. We drew the best cadres from all the fronts and brought them together, and then we trained them in the special tactics also to deal with it, that they can operate in very small groups but very effectively, and they were sent specifically for the farming areas in the south, to penetrate the south. Ek het nooit gedink aan sy gedeelte nie, en ek dink hy sou nooit dink dat hierdie wit ou het ook kinders en 'n vrou by die huis nie. En ek dink aan die vyand se kant het hulle daar mense wat ook goeie pelle verloor het. Dit het nooit by my opgekom dat ek moet jammer voel vir hom nie. Nee. Daai tyd het ons het geveg omdat ons geglo daarin. Hulle het geveg omdat hulle geglo het en hulle was bereid om dood te gaan daarvoor, en ons was bereid om dood te gaan vir wat ons in geglo het. Volgende week in Grensoorlog, die rooi gevaar.